Goeiemôre almal. Baie welkom by ons spesiale erediens vandag. Vandag is 'n besonderse dag, ons vier nasionale biddag vir dowes ook. En dit is vir ons 'n groot voorreg en 'n vreugde om ons dowe broers en susters vanoggend hierso saam met ons in die erediens te hê. Ons glo dat die Here self ons bymekaar bring as een liggaam met verskillende gawes en verskillende maniere van kommunikeer, maar ook dieselfde hart wat hom volg. Psalm 100 herinner ons dat ons moet juig tot eer van die Here. Almal op aarde dien die Here met blydskap, kom voor hom en jubel. So hierdie oproep geld vir ons almal, of dit met woorde is of met gebare of met stil gebed. Mag ons dit dan vanoggend ook doen en mag vandag 'n dag wees waar ons God se liefde oor grense beleef. Mag ons saam ontdek hoe ryk en hoe mooi die liggaam van Christus is en mag ons aanbidding werklik tot sy eer wees. So vandag op hierdie biddag vir dowes eer ons dan ook die taal van hande, die krag van stille geloof, die skoonheid van stil gebed ook, wat partykeer sterker as woorde is. So ons bid ook vir die dowes en persone met gehoorverlies. Mag liefde en vrede en hoop en begrip ook vandag die dowe gemeenskap omring. En met dit gesê wil ek graag ook nou vir Sandra, ons jeugwerker, 'n kansie gee om ook spesiaal ietsie vir hulle te gee en ook ietsie te sê. Goeiemôre almal. Baie welkom spesiaal aan al ons medegelowiges uit die dowe gemeenskap. My naam is Sandra, ek is betrokke by die kinderkerk en ek moet julle sê die eerste keer wat Dominee Nico gepreek het hier was vir die kinders 'n baie besonderse ervaring. Dit was dalk die eerste keer wat hulle kennis gemaak het met dowe mense en hulle het dit nogal geniet en eintlik baie goed opgelet. Baie van die gebare kon hulle later vir my vertel. Dit is hou van en hulle het mooi opgelet, hoor. En dit het vir my 'n geleentheid gegee om in die kerk sommer bietjie te gesels oor hoe die Here ons almal uniek gemaak het. Met ons gawes, maar soms ook met ons gebreke. Maar ons is almal perfek vir die Here. En ons het bietjie gesels en gesê, wat kan ons nou doen om hulle nogmaals welkom te heet hier by ons, want ons deel moes nou 'n kerkgebou, maar ook om spesiaal op biddag vir dowes iets vir julle te gee. En die kinders het hard gewerk, ons het mooi hartjies gemaak en sommer 'n lekker sjokolade aangesit en ek wil nou graag vir die kinders vra of hulle sommer sal help om dit uit te deel. Sê, namens die dowes. Okay, Michael sê hy sal hard praat dat julle om kan hoor. Goeiemôre almal, waar is die kindertjies? Terwyl ons liefde uitdeel, wil ons graag vir julle leer hierdie gebaar. Dit is 'n kombinasie van 3 woorde. Dit beteken I love you. Dit is 'n kombinasie van 3 woorde. I vir I, L vir love en Y vir you. So alles saam is dit I love you. Probeer hom. Right. Dit is nie 'n romantiese gebaar nie. Jy kan dit vir jou geliefdes sê. Jy sê dit vir jou kinders, jy sê dit vir mense vir wie jy respekteer, vir wie jy lief het. Kan dit sê vir jou kinders kan dit sê vir mamma en pappa. Ja, maar dit is nie romanties nie. Dit is liefde vir mekaar, vir jou medemens. En dat dit is oop, jou duim moet uitsteek. Hierdie is tyd my meid. Maar kom oop. Okay. Gemeente Pierneef. Ons is lief vir julle. Dankie Michael. Michael se naam is, sy gebare naam is Michael, hy het 'n pyp gerook op 'n stadion. Baie dankie. My gemeente, vandag staan ons ook so op die drempel van 'n nuwe seisoen.
Die winter is verby, die lente is hierso, ons voel dit, ons trek al 'n bietjie ligter aan, dit word al 'n bietjie ligter, vroeër in die oggend, sommer net 'n lekker gevoel. Die koue kaal takke begin weer groen word en daar is 'n nuwe geur in die lug van die somer wat op pad is. En hierdie seisoen van lente herinner ons ook aan God se trou, dat hy telkens weer lewe bring waar daar dorheid was, waar daar dood was. En net soos die aarde weer oopbreek en nuwe groei begin, so roep God ons ook tot 'n nuwe begin met hom. Lente is nie net 'n verandering in die natuur nie, dit is 'n uitnodiging om weer opnuut met die Here te begin, weer te dink aan sy genade, vernuwing, en dit ook in ons eie lewe te beleef, hoe God ons nuut maak, hoe God iets skep uit doodsheid uit. So kom ons begin ook vandag weer, en ons luister met oop harte na God se woord, en ons besef ook dat die Here ook met ons steeds besig is. Kom ons sluit vir 'n paar oomblik net in stilte ons oë in gebed. Ons hulp is in die naam van die Here, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat die seisoene bepaal, die een wat lewe bring waar dit dood gelyk het, en wat sy verbond en liefde nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle elkeen van God ons Vader, deur Jesus Christus, die Here wat nuwe lewe bring in die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hierdie Heilige Gees wat alles weer nuut maak. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam 'n aanbiddingslied. So wonderlik om vanoggend hier saam te kan kom, hier in die kerk. Hoekom? Ons het saamgekom om hom te ontmoet. En voor ons hom ontmoet, kom ons staan en ons sing 'n aanbiddingslied vir hom, vir ons Here. En ons gaan gooi, en ons kan saam sing, maar ons gaan 2 liedere saam sing. Ons gaan kyk vir die gebare daar. Goed. Dankie Pierre. Kom ons sing saam. Is almal hier saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. O die dood wat hy gedoen, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef dit wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te sien. Loof ons Christus die Heer. Ons
my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U en ek bring aan U Maar sit. Nou terwyl ons stil en rustig sit, kom ons ook nou saam sing 'n laaste lied aanbidding, waar ons sing en praat met God, ons Vader. Vader in die hemel, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Jesus Christus Redder, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Heilige Gees ons trooster, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Liewe broers en susters, ons wat almal saam kinders van God die Vader is, ek weet dat julle elkeen baie lief is vir die Here. Maar die Here weet dat ons, waar ons leef hier op die wêreld, op die aarde, dat ons baie maal dinge doen wat verkeerd is, sonde doen. En wanneer ons vanoggend vir hom hier wil ontmoet, ek en jy wil nie hê daar moet sonde wees of iets verkeerd wat vassit aan my en jou lewe, wanneer ons hom ontmoet. En daarom wil ek graag saam met julle bid nou. En vir Jesus vra, asseblief, was ons weer skoon, wat weg ons sonde vergewe vir ons. Kom bid saam met my. Hemelse Vader, ja, ons is baie, baie lief vir U. En ons wil U graag
ontmoet en voor U staan, sonder dat sonde of verkeerde dinge ons weghou van U af. Asseblief, ons bid en sê jammer. U ken elkeen van ons en U weet presies wat ons aanhou verkeerd doen. Ons wil vanoggend sê, Here, jammer daaroor. Asseblief, vergewe vir ons, vat weg daardie verkeerde dinge, vat weg daardie sonde en help ons elkeen om te stop daarmee en om te lewe soos kinders van U, sonder sonde. Baie dankie, Here Jesus, dat U vir daardie sonde gesterf het. Dat U daardie straf gevat het om ons te kan vergewe. Ons loof U daarvoor. En daarom wil ons nie aanhou sonde doen nie. Nee, ons wil stop daarmee. Baie dankie vir U vergifnis. Amen. Geliefdes, julle kan weet, in die Bybel sê, ja, Jesus beloof, as ek en jy eerlik sê en bely ons sonde, hy sal vergewe. Hy sal aanhou vergewe, omdat hy lief is vir my en vir jou. So nou kan ons vrymoedig saamkom om hom te ontmoet en te luister na sy boodskap vanoggend. Nou, ek wil net bid vir die Here vra, hy moet sy woord oopmaak en ons harte oopmaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie is vir ons 'n baie spesiale dag, waar ons so saam dowes en horendes kan saam, want ons almal is U kinders. Seën vanoggend. Maak ons stil, rustig. Maak vir my rustig. Gee vir my die woorde, U boodskap. Gebruik my stem, my gebare, om U boodskap te bring. En wil U werk binne elkeen se hart oopmaak om te verstaan en te glo. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Goed. Ja, jy kan ons het klaar gebid. Kom ons lees. Ons gaan saam lees 2 gedeeltes in Romeine en die profeet Jesaja. Nou in Romeine gaan lees in hoofstuk 8. Vers 3 in die 38 en 39. Ek weet een ding. God is lief vir ons. Christus Jesus, ons Here, het dit vir ons bewys. Daar is niks wat God se liefde
kan wegvat van ons nie. Nie dood nie, niks wat lewe nie, nie engele kan God se liefde wegvat nie, niemand en niks wat hier oor die wêreld wil regeer, kan sy liefde wegvat. Niks wat nou daar is, niks wat later sal wees, niks wat sterker as mense is, niks bo kan die aarde en niks onder die aarde kan die liefde van God wegvat nie. Niks. Die liefde van God, die Vader, is vir ewig by jou. Nou Jesaja, die Here, my God, het my geleer. Elke môreoggend laat hy vir my goed luister. Hy laat my luister soos iemand wat wil luister, wat hy leer. Die Here, my God, leer my om te luister. Ons lees dit tot daar. Nou die boodskap van vanoggend. Ek wil praat en die Here het vir my gesê, ek moet vanoggend praat oor sy stem. Sy stem. Want hy praat. En hy wil hê dat almal moet hoor wat hy sê. Nou wat interessant is, ons dink om die Here te kan hoor, moet jou ore kan hoor. Maar nee, vanoggend wil die Here vir my en vir julle leer dat ons hom kan hoor sonder gehoor. Want hy wil hê dat alle mense moet sy stem hoor. En daarom praat hy op 'n spesiale manier. En as ek en julle wat horend is, nie verstaan sy spesiale manier van praat nie, sal julle ook nie sy stem hoor nie. En julle sal onthou dat Jesus, toe hy gepreek het, vir baie mense daar wat gekom het om te luister na hom, het Jesus gesê vir hulle, julle het ore, maar julle hoor nie. Want die Here, God die Vader, praat op 'n baie spesiale manier. En ons moet dit vanoggend hoor, inneem en verstaan. Want as ons dit nie verstaan nie, sal ons nooit sy stem hoor en inneem wat hy vir jou wil sê nie. Dis die Here wat hierdie duif gestuur het, vir julle te sê, hy is hier teenwoordig.
Hy is hier. En hy, ons Here, wil praat met ons. Nou, hoekom wil God die Vader praat met ons? Omdat hy wil hê, elke mens moet weet hoe lief is hy vir hierdie wêreld. So lief, dat hy skryf hier in die Bybel. Hy skryf en sê hier, niks op hierdie aarde kan sy liefde van jou, van julle, van my wegvat. En daarom dat Jesus nog nie teruggekom het nie. Want God die Vader wag. Hy is so lief vir mense. Hy wag dat mense bekeer. Omdat hy almal wil red. So lief is hy vir alle mense. Maar die probleem is, mense verstaan nie God se stem nie. Hulle hoor nie sy stem nie. En dis hoekom die kerkgeboue vandag leeg, 'n paar mense wat kom, 'n paar dowes wat kom. Want mense verstaan en hoor nie God se stem nie. As mense waarlik inneem sy stem en dit waarlik hoor, sal hierdie kerk vol wees. Omdat mense soek en begeer om hom te ontmoet en te dien. Nou, hoe praat God die Vader met jou en my? Hoe? God die Vader praat in stilte. Nou, dit is interessant. Ons dink dat God die Vader praat met 'n harde stem wat ons kan hoor. Nou, toe die Here vir die profeet Elia. Nou, Elia die profeet was moedeloos, want mense wou hom doodmaak, omdat hy God se woord verkondig. En hy was moedeloos en bang, en hy het gevlug na die woestyn toe. En hy was daar alleen, en hy wou doodgaan. En hy het begeer om God se stem te hoor, te verstaan. En toe die Here 'n wind stuur, sterk wind, en die klippe van die berge het afgerol. En hy het gehoor die geraas. Gewonder, wat? Maar hy hoor niks. Toe stuur die Here 'n aardbewing. En die profeet het gesoek en gekyk, waar is die Here? Hy wil hoor, maar hy hoor niks. Toe stuur die Here vuur, wat hy kan sien en voel, storm. Maar hy sien en hoor nie die Here nie. En daarna is daar stilte. En toe hoor die profeet die Here se stem. Elia. Wat maak jy hier? Nou, Jesus later
het hy gesê dat wanneer ek en jy met God die Vader wil praat en hom wil hoor, ek en jy moet stil word. Gaan na jou binne kamer toe. Jou kamer toe, wat stil is. En waar jy stil praat met hom en hy praat met jou. Nou, luister mooi. Stilte. Die Here praat binne my en jou. Julle gedagtes. My ore en gebare is net die manier wat die woorde inkom in my gedagtes. Deur my ore of deur my gebare. Julle wat hoor, weet, julle ervaar my woorde, want julle hoor dit. Maar julle wat doof is, hoor my woorde met gebare, en julle lees my lippe, julle verstaan. So om woorde in te neem, ek het nie nodig woorde om te hoor alleen nie. Ek kan woorde inneem, ook met gebare, maar ook as ek lees, stil lees woorde. Ek kan inneem woorde. Hoekom? Want God die Vader praat binne my en jou gedagtes. Binne my en jou brein. Jou verstand. Hoe? Wanneer jy hoor of sien 'n woord, jy neem daai woord in. Jy moet mooi luister nou. Wanneer jy hoor 'n woord of sien 'n woord, jy neem dit in en jy begin dink. Wat beteken daardie woord? En is eers wanneer jy dink en daardie woord se betekenis hier binnekant verstaan, dan hoor jy. Dan hoor jy. En dis hoekom Jesus vir baie mense gesê het, julle hoor, maar julle luister nie. Want luister beteken, ek inneem die woord, ek dink aan daardie woord. Ja, ek verstaan daardie woord. Eers dan tref ek jou en hoor jy God se stem. Nou God praat deur woorde. Woorde wat gepraat word, woorde wat gebare is, woorde vir blindes wat met kolletjies op brail, hulle kan dit voel en inneem woorde. Wanneer ons lees, jy en ek kan lees sonder om te praat. Want ek en jy neem in daardie woorde wat geskryf is. En wanneer by oë daardie woorde of by ore daardie woorde inneem, binnekant aan my gedagtes, begin ek verstaan. En dis waar die Here met my en jou praat, in my gedagtes. Nou, ek wil 'n voorbeeld vir julle gee. Daar is 2 woorde. Ek sê dit nie. Julle lees dit. 2 woorde. Het julle daardie 2 woorde ingeneem? Julle het verstaan? Goed.
Ek wil nou vra om die oë toe te maak en te dink aan daardie 2 woorde. Dink daaraan, wat beteken daardie woorde? Wie sê daardie woorde? So ek gaan so 'n paar minute gee of sekondes gee, maak jy oë en dink aan daardie 2 woorde. Goed. Ek dink is goed dat julle ook daar by die huis 'n bietjie dit doen. Maak jy oë toe en dink aan die woorde van die Here. Nou daai 2 woorde. Ek gaan dit nou eers sê. Nee, ek wil eers vir julle vra. Wat is daardie 2 woorde? Wat sê dit? Volg my. Ek hoor dit by die dowes, maar ek hoor dit nie by die horendes nie. Wat sê die woord? Volg my. Ja, almal het verstaan, of jy doof is of jy hoor. Julle het verstaan daardie 2 woorde. Nou julle het by julle oë gesien, soos die dowes dit sien en inneem en verstaan. Maar wanneer jy jou oë toegemaak het en gedink het aan daardie 2 woorde, het jy dit binnekant gehoor? Jy hoor daardie woorde. Volg my. En jy dink, ja, jy hoor hoe dat Jesus dit sê. Nou dis hoe die Here met jou praat. Nou die Here wil hê ons moet sy woorde inneem. En daarom het hy profete gestuur, soos hy vir my vanoggend stuur om te praat, sodat julle sy woorde kan inneem, kan dink. Nou party mense kan hier sit, soos in die tyd van Jesus, hulle staan en neem en dit kip en val. Dit gaan nie in nie. Of hulle slaap, want hulle hoor nie sy woorde nie. Nou, die Here het sy woorde geskryf in die Bybel, sodat ons dit kan lees, stil inneem en dink. En wanneer jy die Bybel lees, neem dit in, dink oor daardie woorde, dink en begin luister binnekant jou gedagtes, jou verstand. Want dit is daar waar die Here met jou praat. Hier binne waar hy jou en my lewe verander. So deur te preek, deur ander boeke te lees wat vertel van Jesus, of hoe ons moet vir Jesus volg, of hoe om geloof te groei, al daardie boeke, die Here, God die Vader, gebruik dit om met my en jou te praat. Of wanneer 'n persoon getuig. Die Here kan ook mense gebruik om met jou te praat. Want hy is lief vir jou en hy wil hê jy moet sy woorde inneem. Deur te hoor of te sien of te lees. Maar jy moet dink, want dit is hier binne waar hy met jou en my praat. Daarom het Jesus gesê, hy vra die Vader om te stuur die Heilige Gees. Waar is die Heilige Gees? Waar is hy? Binne my en jou. Hy is hier, maar ons sien hom nie. Ons hoor hom nie met 'n stem praat nie. Die Heilige Gees werk en praat binne in jou gedagtes, jou verstand. Is daar waar hy jou leer, waar hy jou tref met die woorde van God. Die binnekant wat hy my en jou lewe wil vernuwe, wil verander. Julle onthou in Romeine het Paulus geskryf en gesê
as ek en jy wil verander, ons denke moet verander. Waar my denke God se woorde inneem, verstaan, ja, en ek so begin lewe. Nou ek sluit. Ons almal begeer om God se stem te hoor. Ja, ons wil hom hoor. En hy wil met jou praat. So, Jesus sê, soek en jy sal vind. Vra, jy sal gegee word. So soek en vra. Maak tyd om stil te word. En sy woorde in te neem. Lees hier by die kerk te hoor, in te neem, gebare te sien en in te neem, te verstaan, sodat ook jou lewe kan verander. En jy kan sê, ja, ek het hom gehoor. Ja, ek het. Hy het my lewe geraak en verander. Nou mag julle sy stem hoor. Amen. Hemelse Vader, hierdie woorde wat ek vanoggend hier bekondig, praat, my stem, met my gebare, asseblief, kom, almagtige Hemelse Vader, kom, Here Jesus, en wys, en help vir elkeen om u stem te hoor, in te neem, te tref, staan, te ervaar. Leer ons elkeen hoe om u woorde die binnekant in te neem, te hoor, te verstaan. Ja, dat dit ons lewe kan verander. Asseblief, Here, praat met ons. Moenie stil bly nie. Nee, asseblief praat met ons. Ons verlang na u. Ja, soos 'n wildsbok smag ons na u. Asseblief, praat met elkeen. Dat elkeen u hoor. Amen. As 'n afkondiging, eers Pierneef gemeente en daarna sal ek ons dowe gemeente se afkondigings doen. En verjaarsdag. Sal dit saam doen. Goed. Hierdie week is lekker rustig by ons. Baie dankie aan almal wat betrokke was by die golfdag Vrydag. Dit was 'n baie lekker dag geweest. Ek is seker almal wat daarso was het dit geniet, ook die stalletjies wat daarso was. Dankie vir julle moeite. Ons sal binnekort vir julle terugvoer gee oor die fondse wat ingesamel is. En van as ek weet nie of jy ietsie wil sê oor die prys wat gewen is van die vleisprys. En ons herinner julle maar net aan die einde van die maand se feeslikheid, ons verjaarsdag naweek die 26ste tot die 28ste. Die 26ste sien ek is daar sniffel en krapmark ook. So dit is lekker. En daardie aand gaan ons burgers braai en ons het 'n vasvra die Vrydag aand die 26ste. Laat weet my asseblief as julle die vasvra gaan bywoon en die burger braai. Dit is 'n lekker kuier en dan natuurlik die 28ste ons groot feesdiens, die 28ste September. Waar ons dan lekker oud lidmate ook hier gaan hê, oud dominees. Ons gaan lekker die nagmaal saam vier en ook na die tyd kuier. So asseblief hou asseblief die einde van die maand se naweek oop vir ons gemeente verjaarsdag wat 75 dan is. Ek dink nie daar is enigiets anders nie. Hulle is welkom om dan net verder die boodskapper te lees. Dan Goed, ek wil net gou 2
afkondigings doen vir die dowe gemeente. Ek wil julle herinner, die Bybelstudie. Die Bybelstudie skuif na 'n nuwe datum. Nou 23 September, se Dinsdag, oggend 10:00. 23, jy moet onthou. Goed, ons sal dit ook op WhatsApp vir julle stuur, of op WhatsApp vir julle stuur. Goed, volgende een. OK, ons oesfees, ons het 'n blaadjie uitgedeel, Ons sal ook op WhatsApp vir julle stuur, al die inligting vir julle stuur. Ons het 'n spesiale oesfees hierdie jaar, 25 Oktober hierso, in die saal. Ons gaan saam lekker 'n fees ete hê. Ons het nie hierdie jaar 'n bazaar nie, ons het 'n oesfees. Goed, ons slotlied. Kom ons staan en dan sing ons saam hierdie mooi lied. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Neem jou kruis en volg my maar. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Gaan ek met hom tot die lei hy my soms deur beproeven. Lei hy my soms deur beproeven. Lei hy my soms deur beproeven. Gaan ek met hom tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Waar hy lei, daar sal ek nie gaan. Gaan ek met hom tot die eind. Geliefdes, ons gaan ons dankoffer opneem by die deure wanneer ons uitstap. En onthou, buitekant blom die klevia blomme baie mooi. Kyk ook daarvoor. Hoe wonderlik die Here alles maak. Kom ons sluit met die seën. Here, ons is dankbaar. Of ons hoor of doof, ons is dankbaar. Ja, ons bid dat U
vandag sal seën alle mense. Spesiaal vir hulle wat doof is, wat blind is. Vir ons wat horend is. Seën almal. Want ons is afhanklik van U. Here Jesus, seën asseblief vir elkeen met U genade. O Heilige Gees, seën vir elkeen om God die Vader se stem te hoor. Ja, o Heilige Gees, praat binne elkeen dat ons kan hoor, verstaan. Seën vir ons met hierdie gawes. Amen. 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 Come